groot voorreg om vanoggend af te skop met 'n nuwe vars reeks. 'n Reeks met die naam Slaves to Sons. Ons praat van geestelike slawerny, waarin soveel mense verkeer en nodig het om dit uit los te breek in geestelike seunskap. Nou ons praat vanoggend met die kerk, ons praat met gelowiges. So wanneer ek praat van geestelike slawerny, dan praat ek met jou as kind van God, wat self ook reeds Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Maar dis die challenge. Soveel mense sit in die kerk. Hulle is reeds kinders van die Here. Hulle het Jesus Christus aangeneem as hulle verlosser en hulle saligmaker, maar hulle sit vasgevang in geestelike slawerny. Hulle dink soos weeskinders. Hulle is vasgevang in hulle denke en patrone van denke. Hulle glo 'n klomp leuns. Hulle dink nie, hulle is goed genoeg nie. Hulle dink aan hulle self as geweeg en te lig bevind. Ek is nie daar waar God my kan gebruik nie. So kom kerk toe en ek is soekend, maar ek oorwin nooit nie. Ek kom nooit in daai oorwinnaarsmentaliteit nie, want ek is vasgevang in 'n weeskind slawe mentaliteit. So wanneer ek met jou praat, wil ek vir sê, die woord gaan tot jou gees spreek en die woord gaan in 'n sin sny. Want jy en ek het nodig om te hoor, waar is ek? En hier's 'n roepstem van 'n Vader wat sê, kom huis toe. Want in die huis van ons Vader is daar sekuriteit, daar's geborgenheid, en ons Vader wil sien dat ons nie net kinders bly wat op melk gevoed word nie. En elke keer se doeke geruil moet word nie. Ons Vader wil sien dat die kinders in die huis groter word as jong manne en jong vroue opstaan, wie verantwoordelikheid neem om geestelike autoriteit toe te pas in die wêreld daar buite. Dis waarvoor God ons roep. God roep ons om uit slawerny uit te kom en in seunskap op te staan. So as ek vandag praat en in hierdie reeks praat van seunskap, asseblief, dit sluit dogterskap ook in. Wanneer die woord praat van seunskap, gaan dit oor 'n stuk autoriteit wat 'n seun en 'n dogter moet opneem vir hulle eie lewe, maar vir dit wat hulle geleer is. En broer, dis een ding, as ek ken, ek gaan 'n voorbeeld gebruik, Mishka ken ek vandat sy so klein is. Dis een ding vir Mishka om kerk toe te kom, saam met ma en pa, want hulle het geleer, dis die ding wat jy doen. Maar is 'n ander ding, wanneer Mishka uit die skool uit gaan en op haar eie voete staan, en dan besluit, ek dien die Here, nie omdat my ma en pa my in die hand gevat het, en my in die sonnaandoggende uit die bed uit gesleep het, en gesê het, nou gaan ons kerk toe, is dit wat vanoggend gebeur, ekskuus, ek weet nie, maar, dis nie vir daai rede, hoekom ek nou die Here dien nie, my wekker gaan aan af, ek staan op, ek maak klaar, want ek wil by die huis van die Here uitkom, ek wil Jesus Christus dien, want dis vir my prioriteit, dis vir my belangrik, dis waarvoor ek staan. Mishka moet uiteindelik, Mishka, jammer, hier is jy nou. Mishka moet uiteindelik 'n moeder word, wat haar kinders grootmaak in die weë van die Here. Hoor julle? Maar dis nou in 'n fisiese gesinssituasie. Ons praat hier van geestelike ouerskap ook. Want in 'n gemeente soos hierdie, sê Paulus, hy sê, ek eer die Here, dat ek julle geestelike pa kon wees. Dis vir my 'n riem onder die hart om te sien, dat 'n Morney en Karla hier staan. 2-3 weke terug sit ek met hierdie man en vrou, en ek praat met hulle, oor waar trek hulle geestelik, en hulle albei sê vir my, Jacques, ons is onseker, ons wil die regte keuse maak, ons weet nie hoe nie, en ek is op my knieë saam met hulle, en ons het gebid en gesê, Here, dis wat ons wil doen, en hulle sê, ons wil gedoop word. Ek sê, goed, kom ons praat nou oor die kinders se inseën, yes, kom ons praat oor die troue wat op pad is, yes, want ons wil sien, dat 'n jong man en vrou die regte keuses maak, om by die Here in te tap, en te sê, wat my en my huis aanbetref, ons gaan die Here dien.
Nou hoor my, daar's nie een van ons wat hier is vandag wat perfek is nie. Nie een van ons is sonder foute nie. Ek maak foute. Ek het al baie foute in my lewe gemaak. Ek het rock bottom al geslaan in my lewe 'n paar keer. So wanneer ek met jou praat vanoggend, praat ek nie vanuit 'n plek van hoogte en ek sien neer op jou nie. Ek wil saam met jou hande vat en sê, kom ons gaan na ons Pa se huis. Kom ons vind ons sekuriteit daar. Kom ons vind ons erkenning daar. Kom ons verander ons vrot denkwyse. Kom ons laat gaan van die leuns wat ons geglo het en kom ons stap in die waarheid wat die Here vir ons het. Ek is saam met jou daar waar ek die woord van die Here wil vat. En ek is saam met jou daar waar ek sê, ek was ook al daar. En soms moet ek dit nou nog beklei, waar ek aan myself dink as 'n weeskind. Waar ek aan myself dink as ek is nie goed genoeg nie. Waar die leuns kom, en dan moet ek vir die vyand sê, in Jesus naam, ek vat nie hierdie leuns nie. Ek is nie 'n slaaf nie. Ek is 'n seun in my Pa se huis. En ek glo in myself as seun. Nou vanoggend, ons eerste tema in hierdie reeks is die Vader se missie. En ek wil hê jy moet vanoggend iets hoor van wat is die Vader, God die Vader se missie. Want ek gaan dit deurtrek aan die hand van ons as vaders ook. En hier sit baie vaders hier vandag in die huis. So uiteraard is ons gechallenge as aardse paas oor die huis, die tuiste wat ons skep vir ons kinders, nie waar nie? Vir ons gesinne. Maar dank die Vader, daar's 'n hemelse Vader wat die leemtes wat ek laat in my beste pogings om daai huis en daai tuiste te skep wat God van my vra. In my beste pogings gaan ek as mens faal. Nie waar nie. Ek het leemtes. En dan vra ons hemelse Vader, sal U as hemelse Vader die gaps vul? Sal U kom en intree? Waar ons as aardse paas, as aardse ouers dit nie kan doen nie. Hier's enkel maas wat ook moet hoor dat God sê, jy is my bruid, ek is jou man. En ek wil kom en ek wil die gaps vul, ek wil jou toemaak, ek wil jou volmaak, sodat jy kan voel, jy is ook in jou Vader se huis. Al is jy stoksel alleen wanneer jy huis toe gaan. Wil die Here sê, ek van daai eensaamheid en ek vou jou toe, want ek is 'n Vader wat die vaderloos is. Jy is my bruid, ek is jou bruidegom. So ons praat oor 'n Vader se missie, en wanneer ons praat oor 'n Vader se missie, dan kom die vaderhart van God, ons Vader, na vore. En mag jy iets van daai vaderhart leer ken. Ons praat baie daaroor, maar ek sien soveel mense wat nog steeds sukkel om die vaderhart van God te verstaan, om werklik te verstaan hoe sy liefde vir jou en my lyk. Daai vaderhart. En as Vader, ja, het hy ons lief, maar daar's tye wat hy as Vader ons ook dissiplineer. Daar's tye wat hy as Vader ons ook korrigeer. En dan sê hy in Hebreërs 12, as hy jou as 'n seun en 'n dogter ag, dan gaan hy jou dissiplineer. I say, I deal with you as sons, for what son is there that is not corrected by his father? If I deal with you as sons, it means you will receive correction. It means you will be admonished. It means you will be sometimes disciplined. Dis deel van vaderskap. Wanneer ons hier sit, miskien het die Here nodig om waarhede wat ons gehoor het, maar wat die vyand of omstandighede of situasies kom skeefdraai, dat ons daai waarhede moet regtrek in die gees. En die Here vertrou om met die waarheid uit die woord ons te kom vrymaak. Sodat ons kan glo en kan kyk na God se vaderhart vanuit die regte perspektief. As ons dink aan die Vader se missie, kom ons begin by wat is 'n Vader se grootste missie in sy lewe. Nou ek wil regtig in verootmoediging
kom as ek hierdie sê. Ek sien nie myself as die grootste expert nie. Ek is self ook as 'n pa besig om elke dag te leer. Nou soveel keer as 'n pa wat jy voel, jy val in jou beste pogings om vir jou kinders daardie geborgenheid en liefde en sekuriteit te bied wat 'n pa nodig het om te bied. Wat toe ek hierdie week stil raak, is hierdie die beskrywing wat ek by die Here gekry het. Wat is 'n vader se missie? 'n Vader se missie is om 'n tuiste te skep waar sy vrou, sy kinders onvoorwaardelike liefde en aanvaarding kan beleef. Waar hul voorsiening, sekuriteit en beskerming ervaar. Waar daar vrede heers en hul rus kan vind. Waar hul kan opgroei om hul volle potensiaal, hul Godgegewe roeping uit te leef. En met selfvertroue die wêreld te betree tot seën vir almal om hom. Ek glo dat 'n vader se missie is om te sien dat die kinders aan wie hy en sy vrou geboorte gee, dat daai kinders sal opgroei. Dit maak 'n vader trots as jou kind op 3 vir die eerste keer daai klimraam kan uitklim. Dit maak 'n vader trots as daai laaitjie daai eerste keer die 100 meter hardloop as hy 6 jaar oud is. Dit maak 'n vader trots wanneer hy van hy rugbyveld afkom en die sweet stap hom af en hy daai game geniet. Dit maak 'n vader trots as hy sy seun sien daai wedloop hardloop, vuil en gesweet en die laaste 50 meter sit hy sy alles in en hy kom by die eindstreep, hy val neer, kapletter, maar hy het alles gegee. Dit maak 'n vader trots om te sien dat sy kinders opgroei. Maar uiteindelik, wat is 'n vader se strewe? Dat sy kinders nie kinders sal bly nie. Amen. Dat sy kinders sal opgroei om jong manne, jong dames te word, seuns en dogters in die huis. Nou vir my is daar 'n onderskeid tussen wanneer die woord praat van kinders en wanneer die woord praat van seuns. Daar's 'n onderskeid tussen 'n kind en 'n seun. 'n Kind is soms nog in doeke. 'n Kind is nog op moedersmelk. Janey is nog 'n kind in daai sin, maar selfs 'n laerskoolkind is nog besig om tantrums te gooi. 'n Kind is nog besig om sy toys uit die kot uit te gooi, want goeders gebeur nie soos wat ek wil nie. Maar 'n seun staan op in die verantwoordelikheid en die mandaat wat sy ouers hom geleer het. En begin nie net verantwoordelikheid vat vir sy eie lewe nie, maar begin ook verantwoordelikheid vat vir die huis van sy vader. 'n Seun. Die dag wanneer jou seun opstaan en jy by die huis kom en hy die gras gesny het, sonder dat jy vir hom gevra het, dan weet jy iets het gedrop. Iets het deurgebreek. Want hy het verantwoordelikheid gevat om die gras te sny, sonder dat pa gesê het jy moet. Hy het die kar gaan uittrek en gesê, vandag was ek my pa se kar, want môreoggend wil ek hê, hy moet vir die sleutels gee, dat ek universiteit toe kan ry. Hoor jy? Daar's iets van dit wat moet opstaan. 'n Jong man moet 'n seun word. Dit moet 'n dogter wees wat verantwoordelikheid. Ek gaan nie vir my kind my kredietkaart in die hand gee en sê gaan shop nie. Jy doen nie dit nie. Dis 'n recipe for disaster. Maar jy gaan vir 'n seun en 'n dogter wie hom of haarself bewys het as verantwoordelik, as eerbaar, as 'n man van integriteit, gaan jy jou kredietkaart in die hand gee en jy sê, gaan spandeer wat nodig is om vir jou klere te koop. Bring net vir 'n paar die strokies. Naby. Ons moet nog kyk. Julle hoor wat ek sê, daar's 'n verskil tussen 'n kind in die huis en 'n seun in die huis. En uiteindelik moet daai seun, daai jong man,
moet uit die huis uittreë. Daardie seun, daai jong man, moet uiteindelik sy eie huis opsit, moet sy eie rekeninge begin betaal, moet sy eie petrol ingooi in sy kar, moet verantwoordelikheid begin leer om op jou eie voete te staan. En tot jy nie dit gedoen het nie, wil ek vir jou sê, weet jy nie wat dit verg om 'n man te wees nie. Nou ek praat nou in fisiese terme, maar ek wil vir jou sê, in die gees is dit net so relevant. Soveel mense sit in die kerk en hulle is vasgevang in geestelike kindskap. Ek moet oor en oor dieselfde basiese geestelike waarheid vir iemand gee wat homself net as 'n kind sien. Wat oukei is met moedersmelk. Daar kom 'n stadium wanneer, ons is nou daar, wanneer die moedersmelk nou moet terugstaan. En my meisiekind moet leer, ek is oukei sonder daai moedersmelk. En dis dieselfde in die kerk, daar kom 'n tyd, wanneer jy as gelowige kind van God, moet die moedersmelk laat staan en sê, ek is verby met die dinge van 'n kind in die gees. Ek wil opstaan in seunskap. Ek wil leer wat dit is om in die autoriteit en die gesag van my Vader, die koning van die konings, die heerser van die heelal te beweeg. Jo, en as kind, wanneer jy hoor, jy moet jou eie rekeninge betaal, is daunting. Jy moet vir jou eie huur betaal. Jou blyplek moet jy voorsien. Jy moet gaan werk, is daunting. Maar as dit nie gebeur nie, gaan jy agterval in die lewe. En dan kry jy kinders wat op 35, 40 jarige ouderdom nog by ma aan die huis bly. Dit werk nie so. Daar kom 'n tyd wanneer 'n kind, 'n jong man, op sy eie voete moet begin staan. En dis waarvoor die Here die kerk ook roep. En onthou nou, in geestelike terme gaan dit glad nie oor die grysheid van die kop nie. Dit gaan oor waar trek jy in die gees. Want ek het al jong volwassenes gesien wat in die gees iets verstaan van seunskap. En in die autoriteit van die koning van die konings beweeg. En dis nodig dat die kerk hierdie boodskap hoor. Dis nodig dat die kerk besef, God wil jou van geestelike kindskap neem, na waar jy 'n seun en 'n dogter is in jou pa se huis, 'n jong man, en waar jy uiteindelik 'n geestelike vader en moeder word. Waar jy die volgende generasie help om geestelike kos te kry. Want jy kan nie net ontvang nie. God roep jou om te gee. Dit wat jy ontvang het, jy gaan nog ontvang as jy leer om te gee. As jy nie leer om te gee nie, gaan jy vir ewig sit net met daai bietjie. En jy breek nooit los in geestelike volwassenheid. Jy word nooit 'n seun en uiteindelik 'n vader. Dis wat God vir jou en vir my beplan. Hier is die realiteit. Hier is 'n realiteit wat hier in ons midde afspeel. En ek wil daai realiteit met jou deel. Dit wat ek nou vir jou gedeel het, is God se hart. God se hart is om daai tuiste te skep. God se hart is vir mense om vaderskap te verstaan, vir mense om natuurlik op te groei van kinders na seuns en dogters en uiteindelik na vaders in die gees. Maar hier is die realiteit. Hoor wat sê die woord. Wat sê die woord in 1 Petrus 5 vers 8 en 9? Bekende stuk. Hy sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hy staan vastig in die geloof en staan hom teë. So ek wil vir jou sê, die vyand, die duiwel, wat let wel soos 'n brullende leeu rondloop. Want wie is die leeu van Juda? Jesus. Die vyand is 'n copycat.
Hy maak of hy 'n leeu is, but he ain't. Hy is nie die leeu. Daar's een wie die leeu is, en as hy brul, dan sidder die bose magte. So die vyand kom in, en hy intimideer, en hy saai twyfel, en hy bring veroordeling, en hy wil kinders van God aanval, en hy wil jong manne wat opstaan aanval, en hy wil twyfel en leuns plant, want hy's daarop uit om te verwoes. Johannes 10, vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom, sê die Here, om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Die dief is die vyand. Die dief is die een wat die skape, want Johannes 10 praat Jesus van ek is die herder. Ek is die ingang vir die skape, maar die dief wil hier oor die skaapkraal klim, en die dief wil in die huis, in die veilige hawe inkom, daar waar die tuiste inkom, en die dief wil in jou huis, in jou sitkamer, in jou kombuis, in jou gange, in jou badkamer, hy wil daar inkom, en hy wil verwoesting saai. Hy wil steel, hy wil slag, hy wil verwoes. Die Vader se missie is om 'n tuiste te skep. Die Vader se missie is om geborgenheid en sekuriteit te skep, 'n plek waar daar liefde ervaar kan word en uiteindelik liefde uitgegee kan word. Maar die dief kom. Hy wat soos 'n brullende leeu rondloop, die vyand wat soek om te verslind. Hy sal inkom in jou huis as jy hom toelaat. As jy nie waaksaam is nie, as jy nie pas op nie, man van God, gaan die vyand in jou huis opdaag. En hy gaan wil steel, en hy gaan wil slag, en wil verwoes. He's like a ravenous wolf in sheep's clothing. Laat 'n wolf los in jou huis. Wat gebeur? Chaos. En dis hoekom soveel gelowige huise, kinders van God se huise, kinders van God se huwelike, kinders van God se familieverhoudings, kinders van God se huise is in chaos. Because we've allowed the thief to steal and to kill and to destroy. Ons was nie waaksaam nie. Ons het nie die autoriteit van Christus toegepas when we needed to nie. Ons het nie opgestaan in seunskap nie. Ons was kinders, ons was timid. 'n Kind gaan toe kyk hoe die dief inkom en TV wegdra. Maar 'n jong man wat die autoriteit van die Vader verstaan, gaan hy dief wegjaag. Op klif. Hoor julle wat ek sê? As ons die dief gaan toelaat, gaan hy inkom en gaan hy steel en slag en verwoes. Maar ons moet die keuse maak om die dief te verjaag. Wat is die dief? Waarop is sy aanval gerig? Die vyand se aanval is gerig op jou huis. Sy aanval is gerig op jou huis. Moenie dink sy aanval is gerig daar buite waar die bose is en nie. Jy gaan buite toe, maar jy bring daai goed wat jy optel daar. Waartoe bring jy dit? Jy bring dit na jou huis toe. Jy laat met hierdie device goed in jou huis toe. Jy maak die deur oop vir die vyand om te steel, te slag. Dalk het ek al hierdie vertel, ek gaan dit gou weer vertel, want dit is vir my so powerful. Jare terug, ek was 'n jong man, 'n tiener, in ons gemeente, en daar het 'n vrou kom bedien uit Amerika, maar hierdie was 'n sous tannie. Al wat ek onthou, skus, dit is die prentjie van 'n tiener. Hierdie tannie was groot, en sy het so 'n bulderende stem gehad, waarmee sy gepraat het, en sy het iets probeer vertel van die vyand se strategie, en sy sê, ek gaan dit nou in Engels sê, sy sê, when we read about the devil, Lucifer, in the book of Genesis, we encounter him in the form of a
Snake. So he was a snake in Genesis and he deceived Adam and Eve. And because Adam, Eve did not take up the authority throughout Scripture, we here and there we encounter the devil again and again and again. And then in Revelations we see him again. And in Revelations he appears in the form of a... Somebody must have fed that dude. Dit het gestiek. Sy sê hy was 'n slang in Genesis en hy's 'n draak in Openbaring as gevolg van die kerk, gelowiges wat hom kos gee. Die slang word 'n draak in jou lewe. Hy vreet op alles wat voorkom. Hy verwoes, hy steel, hy slag, hy verwoes. Somebody must have fed that. Sal ek nooit vergeet. Ek ken nie haar naam nie, maar sy was groot. Dis al wat ek onthou. Jou huis is waar die vyand se aanval gerig is. En dis weet jy wat jy gedoen het met die pel? Jy het almal opgesit. Kyk waarmee hy kom met leuns. Hy vertel vir jou, jy's nie goed genoeg nie. Hy vertel vir jou leuns oor jou ouers. Wou hulle jou gehad het, wou hulle nie gehad het nie. Is jou pa regtig trots op jou? Glo hy werklik in jou? Hy sê maar net dit, maar hy bedoel eintlik dat. Hy plaas 'n agterdog in jou hart. Leuns. Hy kom en hy wek rebelse kinders. Hy wek rebellie in die harte van kinders teenoor hulle ouers, siblings teenoor mekaar. Daar's chaos in die huis, want 'n pa en sy seun, 'n ma en haar dogter, 'n ma en 'n seun stamp koppe. Vind nie mekaar nie. Daar's onmin, daar's twis in die huis. Hy kom met verslawing. Want as hy iemand kan kry om verslaaf te wees aan social media, aan iets soos pornografie, drank, noem het, dan kan hy steel en slag en verwoes. Hy kom met twis en bekleierery en al die goeders is pile wat gerig is op jou huis. Wat gerig is op die Vader se missie om 'n plek van sekuriteit en geborgenheid te skep, maar die vyand kom met armoede, werkloosheid, finansiële nood. En dit veroorsaak druk en stres en bekleierery. Ons kan nie, ons het nie genoeg nie, ons weet nie waarvandaan dit gaan kom nie. En 'n slapelose nagte wat daarmee saamkom, dan kom hy met iets soos egskeiding. Gebroke verhoudings. Bitterheid julle in gesinne. Hy kom met siektes, lyding, siektestoestande wat in families in gevangenskap hou as gevolg van iemand in daai gesin wat 'n siektestoestand het, selfs psigiese siektestoestande. Depressie, bipolêr, iets soos autisme, ADHD. Hy bring daai goeders, dis aanslagte. Hy kom met 'n afwesige pa. Pa en ma is getroud, maar my pa is nie daar vir my nie. My pa is afwesig in my lewe. Hy's meer by die werk as wat hy by die huis is. My pa is nie teenwoordig nie. Werksdruk. Al hierdie goeders is aanslae gerig op die familie, op die gesin en daarop uit om die missie van die Vader te vnuik. En wat doen hy? Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Want weet jy wat gebeur, gelowige kind van God? Die vyand is daarop uit om jou hart aan te val. Because if I can get to your heart, as hy twyfel in jou hart kan plant, as hy jou geloof kan laat wankel, as hy jou hart kan pressurize, as hy op jou hart kan vertrap. Ons sit met gebroke harte. Harte met verwerping, verwonding. Harte wat stikkend is.
gebreek is. As gevolg van al die aanslag. En ons probeer die regte ding doen. Ons probeer nog steeds die Here dien. Ons probeer nog steeds by die kerk uitkom. Ons probeer nog steeds daai oomblikke wat ons kan sê, kom ons bid net saam om die tafel, maar ons sukkel, want daar's verwonding in ons huis. En ons weet nie hoe nie, want ons is nog kinders. Ons het nog nie geleer van die autoriteit van die Vader nie. Ons het nog nie geleer hoe om standpunt in te neem teen die goed nie. Ons sukkel, ons is verwond, ons is gebroken. En ek wil vir jou deurtrek, ons sit met gevoelens soos, ek is niks werd nie. Ek is nie goed genoeg nie, ek het nou nog gesê, ek is geweeg. En ek is te lig bevind. Ek is verstote. Ek is hier in my huis, maar ek voel verstote. Ek het mense om my, maar ek voel verstote. Ek voel geminag. Ek is nie geag nie. Ek is nie gewaardeer nie. Niemand sien raak wat ek doen nie. Ek is moeg, man. Ek is uitgeput. Ek staan elke oggend op en ek staan moeg op. En ek gaan moeg deur die dag en vanaand is ek nog moe. En môreoggend staan ek weer moeg op, want ek is geestelik moeg. Ek is sielkundig, ek is psigies moeg. Ek is foos geslaap. Ek is verneder deur wat gebeur het. Ek voel skaam oor wat in my huis afgespeel het. Ek voel skaam dat ons hulp moes ontvang vir dit of dat. Ek voel skaam dat ons moes uitreik vir leiding, want ek voel ek veronderstel om dit op my eie te kan doen, maar ek kan nie. Ek sit met shame. Ek is vrees bevange. As vrese wat 'n realiteit is in my lewe en ek breek nie los nie. Ek voel eensaam. Ek voel alleen. Hoeveel mense voel eensaam en alleen in 'n huis met 6 mense? Maar ek voel eensaam. Niemand verstaan my nie. Niemand weet wat in my hart aangaan. As niemand wat ek werklik vertrou nie. Uiteindelik is ek verbitterd. Ek is haatdraand. Iewers in die woord sal skryf wat sê ek is haatlik. Ek voel almal haat my. En al die bewyse wat om my afspeel, dit wat by die werk gebeur, dan voel ek, ja kyk, ek is verstootlik, ek is haatlik, ek is nie goed genoeg nie, kyk hoe hanteer hulle my, kyk wat doen hulle hier met my, so al die bewyse kom in die leuns van die vyand. Uiteindelik voel ek afstootlik vir almal om my. Klink of ek vreeslik doom en gloom praat, maar julle, die realiteit is, dit is die goed wat in huise afspeel in ons gemeente. Dis die goed waarmee ons te doen kry, dis die goed waarmee ek in my eie huis moet worstel. Waarmee jy in jou huis worstel. Dit is die aanslag van die vyand. Sy strategie is om huise te vernietig. Om die Vader se missie onklaar te maak. En om vaders wat veronderstel is om op te staan as priesters in hulle huise timid te maak. Memoriële onderbou in 'n huis af te breek. Om mismoedigheid te saai. Dit is sy strategie. Dis waarop hy uit is. Dan wil ek vir jou sê, 2000 jaar terug, is daar 'n kruis. Daar's 'n kruis. En dan sê die woord, want so lief het God jou gehad. Hy het gesterf vir daai kwessies. Hy het gesterf vir daai gevoelens. Hy het gesterf vir daai
worsteling, want so lief God jou gehad. Romeine 5 sê, God bewys sy liefde vir my en jou, dat toe ons nog sondaars was, Christus vir ons op die bestemde tyd gesterf het. Hy sê, toe jy magteloos was, toe jy geen krag gehad het nie, dis toe dat God Christus gestuur het om vir jou te sterf. Christus het nie net gesterf sodat jy 'n kind van hom kan word nie, sodat jy hom kan aanneem as verlosser en saligmaker. Jy het dit gedoen. Christus het gesterf vir die verwoesting wat die vyand in jou huis wil inbring, vir die gebrokenheid in verhoudings tussen jou en jou vrou, jou en jou man, tussen jou en jou kind. Christus het gesterf vir die drama en die bagasie wat jy saam met jou dra in die gebroke hart wat jy het. Christus het gesterf vir al daai goed. Dit is waarvoor Christus gesterf het. Jesaja 53 vers 5 sê, oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die aanslag op ons huise is wat Christus aan die kruis op homself gevat het. Hy het dit op homself gevat. En ek wil vir jou sê, dit waardeur jy gaan, die ou langs jou, die ou agter jou, die ou links van jou en regs van jou, die kollega by die werk, almal van ons sit in daai selfe boot, almal van ons worstel met daai selfe gevoelens, dis daai selfe leuns wat die vyand kom saai, dis daai selfe gebrokenheid, daai selfe rebellie, daai selfe bitterheid, daai selfe haat. En almal van ons se harte kom saai. Dit is hoekom God sy seun gestuur. Hy's gemartel. Hy's opgespoeg. Hy's geslaan. Hy's gepynig. Vir my en vir jou. Vir ons seer. Vir ons verwonding. Jy sien, Jesus het die weg kom baan vir kinders, seuns en dogters terug te kom na hul Vader se huis. Dis hoekom ek 2 weke terug gepraat het oor die verlore seun. Want ons dink altyd aan die verlore seun as die een wat die pad byste geraak het, daar sit hy tussen die hoere. Dis is ek nie daar nie, sal jy sê. Maar die verlore seun is die ander seun ook, die broer wat in die huis was. Hy het in sy pa se huis gebly, maar hy het gevoel hy is goed genoeg om 'n lammetjie te slag en saam met sy pelle te kuier in sy pa se huis nie. Hy het gedink, nee wat, ek is nog maar net 'n kind, maar sy pa het die eiendom verdeel, hy het vir hom sy inheritance gegee. Sy pa sê, alles wat ek het was joune, you've been having it. Kind van God, gelowige kind van God, you've been having it, but you're still dwelling. Still besig om met die kinderspeelgoed rond te speel. Sy is besig om tantrums te gooi. Sy is besig om te dink aan jouself as nie goed genoeg nie, terwyl jou vader al lankal vir jou die inheritance in die hand gegee het en gesê het, hier is dit. Alles wat ek het is joune, sê die Here. Al die geestelike seëninge in die hemele, sê Efesiërs 1 vers 3, het ek vir jou gegee. Now to the God who is able to do far over and above all that we dare ask or think. Jy het nog nie eens begin dink om te vra nie, God het al reeds vir jou die weg gebaan. Maar ek en jy dink aan onsself as nie goed genoeg nie. Ja, ons glo, God sal ander mense genees. Is God by magte om storms te stop? Yes, hy kan. Maar sal hy die storm in my lewe stop? Ek dink nie ek is goed genoeg nie. Ek is nie besonder genoeg dat hy by my sal stil staan en my storm na hom sien nie. Seker vir daai groot Christene, Jacques, ja nee, Jacques wat die pastoor is, vir hom doen hy groot goed. Maar nie vir my nie. Intussentyd is daar chaos in jou huis. Intussentyd val jou mure af. Intussentyd is daar krake in jou fondasie.
But you're not calling on the name of the Lord. You're not exercising the authority He has given you. You're not standing up in sonship. Jy onderwerp nie aan God, weerstaan die duiwel en verklaar en jaag hom uit en sê jy sal wegvlug uit my huis. Jy het nie plek en gesag hier. God roep sy kinders tot seunskap. Hy roep sy kinders tot volwassenheid. Hy roep ons om op te staan. Dit is hoekom Jesus het die weg gebaan vir ons om terug te keer na ons Vader se huis, na 'n plek van sekuriteit en beskerming, na 'n plek van onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, erkenning, daar waar ons gewaardeerd en waardevol is, daar waar daar sekuriteit is, geborgenheid, waar ek weet wie ek is in Christus. Ek is die kop en nie die stert nie. Ek sal boontoe gaan en nie ondertoe nie. Ek glo ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Ek is nie perfek nie. Ek gaan val, maar as ek val, vragies waar gaan ek opstaan? En ek gaan die Here aanroep, want hy is my bron van krag. Ek gaan sy genade aanroep. Ek gaan bid oor my verhouding met my seun en my dogter en my vrou. Ek gaan toesien dat my kinders in die weë van die Here groot. As ek my budget opstel en ek sien hoe dat ek minus in rooi ingaan, dan gaan ek dit na die Vader se troon toe vat en sê, Here, U is my bron. U is my herder. U lei my na waters waar daar rus is. U verkoop my siel. Maar die Gees wat ek ontvang het, sê Romeine 8, is die Gees van aanneming. Ek het 'n Pa en ek roep uit Abba Vader. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is nie meer 'n slaaf nie, ek is 'n seun in my Pa se huis. Ek is 'n seun. Ek gaan losbreek in hy slaafmentaliteit. Ek gaan laat gaan van slaafdenkwyse. Ek gaan nie meer vasval in daai denkwyse nie. Want die woord sê, elkeen wat deur die Gees van God gelei is, hulle is, jou vertaling is verkeerd as hy sê kinders, hulle is seuns. King James Version says, those who are led by the Spirit of God, these are sons of God. Die hele skepping wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die seuns. Die seuns moet opstaan in die huis. Verby is die dinge van 'n kind. Ons sal opstaan in seunskap. Dan sê hy daarso in Romeine 8 vers 19, vers 21 sê hy, in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die seuns van God. Jy sien, God wil ons vrymaak van slawerny tot die vryheid van seunskap. Ons moet vrykom van daai slawerny. Galasiërs 4 in die begin, dan sê hy, 'n kind wat nog in die huis groot word van sy pa, is niks anders as 'n slaaf nie, want die slawe kyk na die kinders. Hy dra dieselfde gesag as die slaaf. Die bediende moet toesien dat die kind net droog maak, wanneer ma nie daar is nie. Hoor my. Tot die bestemde tyd, dat hierdie kind opstaan in seunskap, en daardie kind, die inheritance, hy is die erfgenaam, maar die bediende sien nog om hom. Hy dink nog aan homself as 'n slaaf. God sê, jy's nie meer 'n slaaf nie, staan op in seunskap. Kerk,
Hou op, dink soos 'n slaaf. Dink soos 'n seun. Dink soos 'n dogter. Kom los uit daai leuns uit. Kom los, breek los uit daai mentaliteit uit. Laat toe dat die Gees van God oor jou skyn en dat jy opstaan in kindskap. Jy's nie meer 'n slaaf nie. Jy's 'n kind van God en omdat jy 'n kind is, het God van jou ook 'n erfgenaam gemaak. Jy's 'n erfgenaam in die huis. 'n Erfgenaam in die huis tree anders op as 'n kind. Sjoe. Hy kind het nog geen klou nie. 'n Kind weet nie wat syne is nie. 'n Kind besef nie as hy in daai kar inklim van sy pa en hy maak 'n ongeluk. Hy besef nie sy pa, hy het daai kar opgepas sodat hy eendag daai kar kan ry. Maar 'n kind dink nie so. Ons het nodig om op te staan. Seunskap. Ons het nodig om los te breek van 'n slaaf, weeskind mentaliteit. Weeskind mentaliteit sê ek is gebeeg en te lig bevind, maar 'n oorwinnaarsmentaliteit sê ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. God wil hê ons moet losbreek. God het 'n missie vir die kerk. Kom huis toe. Kom tuis in jou Vader se huis. Staan op as seun. Stap na jou pa toe en sê, vergewe my pa, ek was blind. Buig jou knie en sê, Here, ek ken die waarheid, maar ek het nie die waarheid geleef. Help my om in die waarheid op te staan. Kom ons sluit die oë. Vader, Here, ons by die aanhoor van hierdie woord, besef ons, almal van ons, daar's soveel aspekte waarin ons nog vasgevang is in kindskap. Ons het nodig om los te breek van 'n weeskind mentaliteit. Ons het nodig om los te breek van die dinge van 'n kind. Die leuns, die verwoesting, die slagoffer gevoel wat ons het. Ons dink ons is nooit goed genoeg nie. Ons voel ons weeg nie op nie. Here, ons het nodig om los te breek. Nie te vertrou, my koning, my God, dat U in ons harte seunskap aanwakker, dogterskap. Ek wil 'n uitnodiging maak. As jy sê, Jacques, hierdie hele diens praat jy met my. Ek voel ek's vasgevang in kindskap. Ek sukkel. Al die gevoelens wat jy beskryf het, ek is daar. Ek worstel. Ek weet nie hoe om te maak nie. Ek word op en af en heen en weer geslinger soos 'n golf. Ek twyfel. Dan is ek vasgevang in vrees. Dan voel ek weer ek breek deur en dan slat hierdie golf my teen die planke. As dit jy is, steek my jou hand vinnig op. Dankie. Dankie. Kan ek vra, julle wat julle hande opgesteek het, staan net daar in die bank asseblief. Ek wil net vir jou bid, daar waar jy is. Een vrymoedigheid, hier's baie wat hande opgesteek het. Staan asseblief daar. As daar nog iemand is wat voel jy moet staan, asseblief moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Staan op. Dankie. Dankie. Ek gaan 'n gebed bid. As jy voel jy wil nog staan, asseblief doen. Vader, jy wat staan nie net jou hande oopmaak nie, ontvang net. Vader, in Jesus naam, kom ek, saam met elkeen van hierdie manne en vrouens wat staan, en ek onderwerp myself aan U, ons onderwerp aan U.
Here, en ons weerstaan die vyand se aanslag in Jesus naam. En ons sê vir hom, jy sal van ons af wegvlug. Jy het nie reg in ons lewens nie. Here, ek vra in Jesus naam, dat jy elkeen van hierdie manne en vroue sal help om los te breek. Ek kom spreek in die naam van Jesus, daardie leuns aan. Daai leuns wat sê, jy's nie goed genoeg nie. Wat sê, jy's verstote, jy's geminag. In Jesus naam verklaar ek, jy's geliefd. Jy's gewaardeerd. Jy's begunstig. Vir elkeen wat sê, ek is moeg en ek is uitgeput, verklaar ek. Kom na my toe, sê Jesus, jy wat moeg en uitgeput is. Ek sal vir jou rus gee, vir hulle wat verneder en skaam is. Here, bid ek dat U die skaamte en die vernedering aan die kruis in hierdie oomblik sal vat. U het daarvoor betaal. Die kruis het die prys gedra. Jesus het die marteling deurgegaan. Here, vir daai vrees wat ons ervaar, eensaamheid, alleenheid, selfbejammering, in die naam van Jesus buig die knie. Verbittering, Here, haatdraandheid, vra ek dat U daai gevoelens sal vat en ons kies om te laat gaan van die bitterheid. Ons kies om te vergewe. Ons kies om te breek met haat. Ons is nie afstootlik nie. U sê, ons is wonderbaar gemaak in die beeld van ons Skepper, in U gelykenis. Dankie Vader dat U hierdie gemeente laat losbreek in seunskap, Here. Rig ons op in Jesus naam as seuns en dogters in ons Vader se huis. Bring ons op 'n plek van sekuriteit en geborgenheid. Laat ons besef, ons is geliefd. Ons is veilig. Ons kan rus en vrede ervaar by U. U is ons Pa. U glo in ons. God sê, ek glo in jou. God sê, ek het vir jou die autoriteit gegee. Wandel in daai autoriteit. Jy hoor my stem. Jy hoef nie te twyfel nie. Ek is daar vir jou. Ek staan met oop arms wanneer jy my nodig het. Ek is 'n rots en 'n toevlug vir jou. Dankie Vader. Ons eer U. Dankie my koning. Amen.